Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Kan jy nog die verhaal onthou van Nehemia, wat gegaan het om Jerusalem se mure te herbou? In Nehemia 6 het sy vyande gerugte oor hom begin versprei. Nou 'n mens kan nie beheer wat mense van jou dink, of wat hulle van jou sê nie, maar jy kan jou reaksie bepaal. Nehemia het so gereageer. Vers 3 en 4 sê, toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou, sodra ek dit verlaat, om na julle af te kom? Nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my gestuur, en ek hulle op dieselfde manier geantwoord. Daar is 3 belangrike beginsels wat ons uit hierdie gedeelte leer. Die eerste een, moenie in jou lewe baie aandag gee aan diegene wat altyd besig is om kritiek te lewer. Vir Nehemia was die mense wat saak gemaak het, diegene wat vir hom was, eerder as die wat teen hom was. In plaas daarvan om van plan te verander as gevolg van die kritiek, het Nehemia bly vorentoe beweeg. Tweedens, besef dat met elke goeie geleentheid wat oor jou pad kom, gaan daar teestand wees. Paulus het dieselfde ervaar. Hy sê in 1 Korintiërs 16 vers 9, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan, en daar is baie teestanders. Kritiek is gewoonlik 'n teken van respek. As jy nie suksesvol was nie, sou hulle jou nie eers raak gesien het nie. Dan laastens, onthou dat dit die groot gevegte is wat gewoonlik die groot oorwinnings oplewer. Een ding kan jy verseker weet. Die vyand sal jou nie 'n kaartjie stuur waarin hy jou geluk wens, omdat jy besluit het om God se wil te doen nie. Nee, hy sal jou elke tree van die pad beveg. Die woord sê egter in 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. As God aan jou kant is jou oorwinning verseker. Here, dankie dat U my verdediger is. Ek kom vandag na U toe in die naam van Jesus en vra dat U my sal help om kritiek in my lewe met nederigheid te hanteer. In Jesus naam bid ek dit. Amen.